Die skriflesing vanoggend vanuit 2 Kronieke hoofstuk 20 in die Ou Testament, 2 Kronieke hoofstuk 20 en ons gaan 17 teksverse daarvan saam lees, 2 Kronieke 20 verse 1 tot en met vers 17, die skriflesing vanoggend uit die Here se onfeilbare woord. Dit sal ook op die skerm verskyn. Hulle werk om vir ons daarvan agteraf, dankie ook vir dit. 2 Kronieke 20 verse 1 tot en met vers 17. Vers 1 sê, en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van die ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle is al aan in Haseson Tamar, dit is in Gedi, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof. En hy sê, dis nou 'n gebed. Here, God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie? En is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Het U, onsse God, nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, U vriend, gegee nie? En hulle daarin gaan woon en daarin vir U 'n heiligdom tot eer van die naam gebou, met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor die aangesig gaan staan, want U naam is in hierdie huis. En ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab, en die mense van die gebergte Seir, onder wie Israel nie toegestaan het om te trek by hulle koms uit Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom, om ons uit U besitting te verdrywe wat U aan ons as 'n eiendom gegee het. Onse God, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. En die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jaasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jael, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf, en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en U koning Josafat, so sê die Here, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op met die hoogte Hasis en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jeriel. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit, en die Here sal met julle wees. Net tot sover die skriflesing uit die Here se onfeilbare woord. Vriende, vandag is dit ook gelofte dag, soos jy weet. Ons vier die wonderwerk wat God gedoen het vir ons voorgeslagte, die Afrikaner volk. En daar is 'n video wat ons graag vir u wil vertoon. Die kwaliteit is glad nie goed nie, en u gaan skaars iets kan hoor, maar ons wil hê u moet met die oë kyk. Kyk na die prentjie en dit gaan op 'n manier uitbeeld wat al kon gebeur het op die 16de Desember 1838 by Bloedrivier. Ag vriende, hier is maar 'n uitbeelding en ek dink dit gaan oor wie het gewen nie. Ek dink die boodskap van gelofte dag gaan oor God het gewen, geen mens het gewen nie. En ek dink dis hoekom ons vandag ook vier, en dis wat ons voorvaders wou gehad het, ons moes hoor.
en wat ons vir ons kinders moet verduidelik en vertel, dat die Here kan. Ons het vanoggend gelees in die woord van die Here, ook die teks in oordenking, hier in vers 14, daar so staan, toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering, en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Vers 17, julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, en die Here sal met julle wees. Net hierdie woorde, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. En die tema vanoggend is, wanneer God tot die stryd toetree. Wanneer God tot die stryd toetree. As jy die Bybel, die blaaie van die Bybel lees en bestudeer, vriende, dan lees jy eintlik van baie veldslae. Jy lees van baie oorloë wat plaasgevind het, veral in Israel se tyd. Maar jy lees ook van kinders van God wat onder stryd en beproewing geplaas word en waar hulle vir hulle lewe moes vrees. Die Bybel vertel van ons van groot krisisse, ek sê krisisse wat mense jeugenis bedreig het. Krisisse wat onafwendbaar geword het in die Bybel. Ek lees in die Bybel hoe mense beangs en bevrees en benoud geword het en dat hulle deur beproewinge oorweldig word. So lees ons in die begin van die Bybel en Eksodus van Israel se krisis rondom Egipte en Farao. Jy lees van Dawid en Goliat in die Bybel. Mens lees van Israel en die konstante oorlog met die Filistyne. Jy lees van Nebukadneser. Jy lees van 'n krisis in Ninive. Van Daniël se 3 vriende in 'n brandoond en ook van Josafat, soos ons vanoggend gelees het, wat 'n krisis gehad het wat onafwendbaar geword het. Ons het pas 'n video aan u vertel of gewys wat die verhaal vertel van 'n krisis in die Afrikaner volk waar hulle ook in 'n veldslag was. Na dit was daar nog baie veldslae. Die eerste boereoorlog, die tweede boereoorlog. Ons lees ook van die oorlog teen die Engelse. Soveel veldslae. En natuurlik die bonatuurlike gebeurtenis van 16 Desember 1838. En dit herinner my eintlik aan die psalmis wat hierdie woorde sê in Psalm 34 vers 20. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. En direk daarna kom die antwoord, en dis die fokus vir oggend, uit die almal red die Here hom. Dit is eintlik waaroor vandag gaan, nie waar nie? Oor die God wat red, die God wat uit die hande uit van mense die stryd syne maak. Dit gaan oor die God van die hemel, wat sy hand stuur en redding bring in baie slegte omstandighede. Dit is wie God is. Dis wat hy vandag nog doen. Dat die God van die hemel uit genade kom en steeds sy reddende hand stuur en red en verlos en bewaar en beskerm. Die God wat uit die brand uitruk. Dis die God wat ingryp, wat toetree tot die stryd. Wanneer jy Josafat se verhaal bestudeer, so ook die verhaal van 16 Desember 1838, behoort dit vir jou en my en ook ons nageslag iets te leer, en die les wat dit moet leer, is dat wanneer daar 'n onheil is, as daar 'n krisis dreig, as daar 'n groot beproewing is, dan het God die vermoë om te reageer. God het die vermoë om te help, om toe te tree tot jou en my stryd. Jy lees van Josafat, 'n baie prominente koning in die Bybel, wat op 'n dag sy boodskappers na hom toe laat kom, en sy boodskappers vir hom sê, ons lees daarvan in vers 1, die kinders van Moab en die kinders van Amon, saam met hulle 'n deel van die Meuniete, het gekom om teen Josafat te veg. En hulle sê vir hom, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see. Hulle is al in Engedi. En dan sê die woord, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Doelbewustelik leer ek 'n les uit Josafat se lewe,
Dat toe die krisis dreig, vriende, toe draai hy sy aangesig na hemelse hulp toe. Hy draai na God toe, want dis waar sy hulp vandaan gekom het. Josafat moes geleer het al in die verlede, dat God by magte is, God kan, en die Here het. En die Here het ook tot sy stryd toegetree. Dis ook so in ons eie volksgeskiedenis. Die stryd by Bloedrivier het jou en my voorouers geleer wie God is. Dit het ons voorouers toe God in staat is en wat God kan doen. Hulle het geleer, as daar 'n krisis dreig, wanneer daar 24 mense te staan kom tot sê hulle 20,000 Zulu impies, dan het hulle 'n God wat tot die stryd wil toetree. En hulle het ook gesien hoe God werk in hulle midde. Hoe God 'n goddelike wonderwerk en 'n deurbraak vir hulle gebring het binne in hulle midde. Laat my toe om vanoggend 3 kort gedagtes in die midde te laat oor die tema wanneer God tot die stryd toetree. En in die eerste plek sien ons, God tree toe wanneer situasies onmoontlik lyk. God tree toe wanneer situasies onmoontlik lyk. Vers 2 sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle is al in Engedi. Het Josafat bevrees geword, en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Liewe vriende, onmoontlike situasies, is daardie situasies waar die kans om te faal feitelik 100% is. Dit is 'n krisis. Dit is 'n onmoontlike situasie. Dit, liewe vriende, is wanneer God begin opereer. Dit word die speelveld van die lewende God, wanneer situasies onmoontlik is. Dit is wanneer die beste kandidaat, die enigste kandidaat om aan te roep, God is wat dan tot die stryd toetree. Dit was vir Josafat en sy manskappe onmoontlik om hierdie groot menigte te kan veg. Daar was 'n oormag van nasies, het ons gelees. Selfs hy sê in vers 12, want in ons, en ons gaan nou 'n bietjie sien hoe groot sy weermag was, oor 1 miljoen voetsoldate. Hy sê, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat om te doen nie. Hy erken, dis 'n onmoontlike situasie. Die Bybel vertel verhaal op verhaal van mense wat aan die einde van menslike krag en pogings gekom het. En toe draai hulle soos Josafat hulle kop in die rigting van God, hoër as die berge, om by die Here hulp te kry. En dan het God toegetree tot die stryd. Die God van die hemel het afgekom. En uit in die menslik onmoontlike situasies, vriende, het God aarde toegekom. Juis om vir die mens te wys, staan op sy met menslike krag en erken dat ek God is. Wanneer situasies onmoontlik lyk, wanneer dit onafwendbaar afwaarts spiraal, het mense net een manier en dit is om op te kyk na God toe. Dan gryp God in. Die hele Bybel is 'n bewys wat oor en oor aan u en my bewys, vriende, dat God, wanneer 'n situasie onmoontlik is, tree hy met gemak, gewillig tot die stryd toe. Ek sê, wanneer aardse stitte pad gee, dan begin mense soek na die vastigheid van hemelse stitte wat onwankelbaar is. Dan begin ware gelowiges die behoefte en die noodsaaklikheid in die hart besef om nou ernstig tot God te nader met smeekgebede. En die Bybel is vol van sulke voorbeelde. Niks kan die God van die hemel stuit om toe te tree nie. Die duiwel kon hom nie keer in die tuin van Eden nie. Hy het nie God se plan om vergewerp nie. 'n Man wat 100 jaar oud is en sy vroutjie wat 90 jaar oud is, God het dit nie, het nie God gekeer om vir hulle 'n seun Isak te gee nie. Die wêreld se grootste weermag kon God nie keer om 'n pad reg deur die Rooi See te kloof nie. Die droë sandduine van die woestyn het die God van die hemel nie verhinder om water en kos te voorsien vir sy volk nie.
Die wêreld se grootste mens, een van die wêreld se grootste mense, het God nie gekeer om deur 'n klein ding man, as ek dit so kan noem, 'n veldslag in 'n halwe jaar se droogte, het God nie verhinder om vir Elia en 'n weduwee en haar familie van kos te voorsien nie. Geen baarmoeder wat gesluit is, kan die God van die hemel stuit nie. Brandende oonde en hongerleeu's het God nog nooit gestuit nie. Konings het God nog nooit 'n rad voor die oë gedraai nie. Die storms van die lewe het Christus nie gestuit nie. Selfs die dood kan God nie stop nie. So ook 20.000 Zulus het God nie gestuit nie. Want sê die woord in Lukas 1 vers 37, niks is by God onmoontlik nie. Dis die lewende God, liewe vriende, wat in onmoontlike situasies tot die stryd toetree. Ook Josafat het geweet wie God is, met wie hy te doen. Hy sê daar in vers 6, dis op u skerm, 2 Kronieke 20 vers 6, Here God van ons Vader, is u nie God van in die hemel nie? Is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Josafat het geweet met wie hy te doen. Josafat het sy God geken. Hy het erken dat God die God van die hemel en die aarde is en niemand kan standhou teen hom nie. Hy sê, is u nie God in die hemel nie? Is u nie heerser oor al die koninkryke nie? In u hand is krag en sterkte. Liewe broer en suster, vanoggend gaan dit nie oor die vermoë van God nie. Dit gaan oor jou en my vertroue in die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Het ons nog daardie geloof? Glo ons nog in die God van die hemel wat die vermoë het om in te gryp? Glo ons nog vanoggend dat God gereed staan om tot die stryd toe te tree in ons onmoontlike situasies? Dit het jou en my voorvaders geleer. En dis wat hulle wil hê ons moet leer. Dat ons vanoggend sal onthou. God wil, God kan en die Here sal tot die stryd toetree. Die tweede wat ek aan u wil noem, God tree toe waar daar gebid word. God tree toe waar daar gebid word. Jy lees in vers 3, en Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep, en Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Dis wonderlik om 'n positiewe boodskap aan u te bring vanoggend om te sê, dis wie God is. Hy is by magte, hy is kragtig, hy het die vermoë om alles te kan doen. Dis wonderlik om die almag van God vanoggend te besing, om die koning in sy ivoorpaleise te loof en te prys vir wie hy is. Dis ook wonderlik om oor God se vermoëns vanoggend met u te praat, maar eintlik is dit maar net wat dit is. Ons praat oor 'n God in die hemel wat enorme krag het, baie potensiële krag, maar vanoggend is dit daar in die hemel. Dis waar God is. En die vraag is, maar hoe kry ek dit hier? Hoe kom die God van die hemel af aarde toe? Hoe ervaar ek God tot my stryd toetree in my onmoontlike omstandighede? Hoe kan God van die hemel in my krisis ingryp? Wel, ons sal na hom toe moet gaan en hom gaan vra om ons te help. Ons sal hom moet vra om tot die stryd te tree. Dis wat hy sê. Ek sal moet inbel vanoggend hemel toe. Die stroom op die lyn na die hemel toe moet gaan antwoord. Ek sal iewers met die Here in verbinding moet tree. Ek sal hom op die foon moet kry en hom in sy aansig moet sien. Nou al hierdie dinge word gebed genoem. Dit is om te bid. Ek kry die hemel af deur gebed. Ek roep tot God dat hy afkom met krag deur gebed. Ons ontketen die skielike ingrypingskrag van God deur gebed. Jy lees dit ook in die Bybel. Moses het gebid
en die krag van God het gevloei. Hana het gebid en tot God roep en God het ingegryp. Daniël het gebid en God het ingegryp. As jy die boek Handelinge bestudeer, lees jy in Handelinge oor en oor dieselfde getuienis van 'n God wat ingegryp het. Handelinge 2 vertel dit, Handelinge 4 vertel dit, Handelinge 16. Die hele boek Handelinge, vriende, gaan eintlik oor 3 woordjies. Dis die woordjie op, dis die woordjie af en dis die woordjie uit. Hoe kinders van God in 'n krisis sit en opgaan in gebed, Handelinge 12. Petrus is in die tronk en hulle hou God vas vir 'n wonderwerk en die gees van God kom af en wonderwerk gebeur. Die God van die onmoontlike maak dit moontlik. Die Here gryp in wanneer daar ernstig op sy knoppie gedruk word, wanneer hy gevra word, sê Jakobus 4 vers 8, tot my en hy sal tot ons nader. 'n Krisis dreig in een van die beste konings wat Israel nog opgelewer het, koning Josafat. En dadelik weet koning Josafat waar sy hulp vandaan kom. Hy het ook geweet hoe om daardie ingryping van God te ontvang. Hy het alles tot stilstand gebring. Sy hele land het tot stilstand gekom. Die hele Juda en Jerusalem word gesê tot vandag toe nie verder nie. Ons rig ons aangesig om die Here, die God van die Here te soek. Selfs die moedertjies is verhinder om babas te voer in hierdie tyd. En dan praat hy oor gebed. As jy nou eintlik 2 Kronieke 20 bestudeer, vriende, sou ek sê so 60% van hierdie hoofstuk is eintlik 'n gebed. Die belangrikheid van gebed. God gryp in antwoord op gebed. Ons het dit gelees, ek wil dit net so 'n bietjie onder. Daar staan in vers 5, toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof. Hy gaan kerk toe, tempel toe. En dit is sy gebed. Here God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie? Is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? In U hand en krag gesterkte sodat niemand teen U kan standhou nie. Nou praat hy in gebed. Hierdie is 'n verbatim neerskrywing van die gebed van Josafat in tye om God se krag te ontvang, om dit aarde toe te bring. Praat met God. Daar staan in vers 9. Ons het vir U hierdie huis gebou met die gedagte, as daar ons onheil kom, sal ons voor hierdie huis staan, want U naam is in hierdie huis, en ons sal U aanroep, hoor gebed, in ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos. En dan vertel hy nou aan die Here, hier is nou die krisis. Vers 10. Die kinders van Ammon en Moab is hier, hulle wil met ons beklei, hulle wil veg. Onse God sê in vers 12, nog steeds sy gebed, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte nie. Dan staan vers 13, en die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Gelofte dag leer my iets van God wat tot die stryd toetree, maar my voorouers leer my iets van om die knie gewillig voor die Here te buig. Dit leer my iets van om in God in gebed te kan gaan, wanneer ek onmoontlike situasie en 'n krisis dreig. Ons voorvaders het met gelofte dag voor die Here gestaan en gesê, ons kan nie. En in gebed het hulle tot by die troon van die Here gegaan om 'n gelofte aan hom te doen. 'n Goddelike ingryping by die Here te kry. God tree toe in situasies, vriende, wanneer daar gebid word. Die laaste wat ek in die midde laat, God tree toe wanneer ons op sy staan. Wanneer ons op sy staan. Josafat sê in vers 12, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. In ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Die oomblik, liewe vriende, wanneer ons na God toe gaan om hulp te soek, om te bid, dit impliseer die volgende, gebed impliseer die volgende, ek kan dit nie myself doen nie. Ek moet myself verneder, ek moet myself op my knieë gaan, en om te buig voor iets anders, ek kan dit self nie doen nie. Dit impliseer, vriende, ek is swak. Dit impliseer, vriende, ek het nie die vermoë om hierdie krisis op te los nie.
Dit impliseer 'n pad van vernedering. Ek moet my knie buig. Dis wanneer ek nie meer kan nie, ek nie meer wil nie, dan begin ek oorgee aan God wat kan en wil en sy krag vir ons wil gee. Josef hierso, in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte nie. En eintlik het hy baie krag gehad. Hy was 'n gevreesde man onder sy tydgenote. Ek lees vir jou in 2 Kronieke 17, ek is van mening dit sal ook op die skerm wees. 2 Kronieke 17 vers 9 sê, kyk net vir 'n oomblik hoe sterk hierdie man se weermag was. En hulle het in Juda onderrig gegee met die wetboek van die Here by hulle en in al die stede van Juda rondgegaan en onder die volk onderrig gegee. En 'n skrik vir die Here het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Juda was, sodat hulle nie teen Josafat oorlog gevoer het nie. En van die Filistyne het vir Josafat geskenke en 'n vrag silwer. Selfs die Arabiere het vir hom kleinvee gebring, 7700 ramme en 7700 bokke. En dan vers 12. So het Josafat dan aldeer groter geword, buitengewoon groot, en in Juda forte en voorraadstede gebou. En hy het groot voorrade in die stede van Juda gehad, en kruigsmanne, dapper helde in Jerusalem. En nou vertel hy hoeveel was van elkeen. En dit was hulle getal volgens hulle families. Van Juda was daar owerstes oor 1000, die owerste Adna, en saam met hom 300.000 dapper helde. En naas hom was die owerste Johanan, en saam met hom 280.000. En naas hom was Amasia, die seun van Sigri, wat hom gewillig getoon het vir die Here, en saam met hom 200.000 dapper helde. En uit Benjamin was Eljada, 'n dapper held, en saam met hom 200.000 gewapen met boog en skild. En naas hom was Josabat, en saam met hom 180.000 vir kommando gewapen. Hulle was in diens van die koning, behalwe die wat die koning in die versterkte stede deur die hele Juda geplaas het. 1.160 miljoen soldate. Josafat het geweet waar sy menslike krag lê. Hy het 'n groot vrees gehad met die nasies rondom hom. Die Filistyne bring 'n vrag silwer vir hom aan. Maar ten spyte van sy krag en sy vermoëns, besef hy vir die God van die hemel om af te kom, vir die God se krag om na die stryd van sy oorlog toe te tree, moet hy sy eie kragteloosheid erken. Hy sê in vers 12, in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte nie. Hy besef sy eie onvermoë, sy eie kragteloosheid. Hy sê, my God, ek kan nie, maar U kan. En let ook op, dis die leier wat hom verneder het eerste. Die leier het dit eerste gedoen. Hierdie gebed wat hy in die tempel bid in die nuwe voorhof, dit impliseer en hy erken, ek kan nie. Hy sê, ek het nie krag nie. Dit impliseer, vriende, Here, ek gee my wil aan U oor. As U ons nie help nie, is dit verby met ons. Dat God met sy krag en mag ingryp. Kan jy die vernedering van 'n leier sien hierso? Dit impliseer dat hy as erdepot gebreek word, sodat die lig van God kan skyn. Dit impliseer dat hierdie koringkorrel in die grond val en sterf, dat hy soos 'n drankoffer gemaal en uitgegiet word, dat hy homself, hoor mooi, sal verneder, soos Petrus sê, onder die kragtige hand van die Here, dat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nou, God het toegetree tot sy stryd. Die Here het vir hom gehelp, op grond van hierdie man se vernedering voor God. God het Josafat en die hele Juda wonderbaarlik bewaar. Ons laaste teksvers van vanoggend het ons gelees, sê God, julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie, wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Dink u werklik? Dit was die kanonvuur en geweerskote van die Afrikaner, sy goeie vernuf, wat die oorlog in die veldslag gewen het? Of was dit die God van die hemel, wat op grond van die vernederende geroep van kinders van God tot die stryd toegetree het? Ek wil afsluit, vriende. Die God van die hemel het wonderbaarlik ingegryp in ons voorouers se lewe. Hy het hulle van gewisse dood gered. God het ingegryp in ons land. Hy het toegetree tot die stryd.
Ek lees van Dominee Sarel Arnoldus Silje, wat in 1811 op 10-jarige ouderdom al reeds tot bekering gekom het. En 37 jaar later het hy geleer dat dit net God is wat vir ons kan help. En dit was hy wat hierdie idee van 'n gelofte by die Here bekend, by sy volksgenote bekend gemaak het. Sekerlik omdat hy die afgelope 17 jaar van na sy bekering geleer het en besef het wie God is. Wat is God se vermoë? Hy het sekerlik geleer, vriende, wat dit is om in gebed tot die Here te roep vir hulp en jouself voor die Here te verneder. En hy het die gedagte van 'n gelofte op 10 Desember 1838 voorgestel. Die gelofte is juis dit, vriende. Die gelofte is 'n erkenningsgebed. God, ons kan nie, maar U kan. O God, ons weet dat net U kan ingryp. Hiermee vra ons U, kom na ons toe. Kom help ons. Kom tree tot ons stryd toe. Gryp in ons situasie in. En o vriende, ons het gesien en geweet, God het gekom. Die God van die hemel het gekom. Hy het ons stryd syne gemaak. Sal U nie vandag die eeue afstof en in jou krisis implementeer nie? Sal U nie vandag erken, o God, ek kan nie, maar U kan? Sal U tot die stryd toetree? Dit vra vandag egter, dit vra 'n vernedering. Dit vra dat jou lewe tot stilstand sal kom en jy vir eens in jou lewe op jou knieë gaan en jouself onder die kragtige hand van God sal verneder, sodat hy kan toetree. Dit vra vanoggend 'n belydenis om te sê, by U alleen is krag en mag, en in U hand is sterkte. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons aanbid U vir 'n geleentheid soos hierdie, dat ons net voor U kan staan, want dit gaan vandag oor U. Dit gaan beslis nie, Here, oor die vermoëns van mense nie. Ons wil die boodskap vir ons nageslag nalaat. Dit is wat ons vier. Ons vier nie ons nie, ons vier U. Ons dink aan U grootheid, U genade, U guns. En dit was nie net vir die Afrikaner volk wat U dit doen nie, vir enige mens. As hy of sy bereid is om hom en haar te verneder voor die Here, sê die Here, sal U kom, nader tot my en ek sal tot jou nader. En dis die resep. Dit was vir ons dalk bonatuurlik, maar dis vir U natuurlik. Ons aanbid U, dat U nie net dit gedoen het in 1838 nie, maar dat U dit weer wil doen. Ons bring opnuut ons land en sy mense na U toe, Here Jesus, dat U evangelie lig sal skyn in elke duister hoek van hierdie land en Afrika, en U lig verligting sal bring van mense se verstand wat in duisternis vasgevang is. Skenk bekeringsgenade, skenk platforms, Heilige Gees, berei harte voor vir die werk van die Here. Dis net God wat help. Mense se weermagte, lande se weermagte kan nie. Menslike pogings kan nie. Ons wil intap in die hemelse vandag in gebed. Verheerlik Uself in hierdie dag en dit bid ek in Jesus naam met dank. Amen. Amen. Vriende, daar is nog 'n video wat ons gaan vertoon. Dis 'n korter video wat maar net so 'n bietjie iets wys rondom die Voortrekker Monument en die gelofte wat toe ook daar afgelê is, en dan gaan ons staan en ook die gelofte net vir U voorlees. Nou word die gelofte wat Sarel Silje by Bloedrivier afgelê het, plegtig voorgelees. Met geboe hoofde staan die ganse skare in ootmoed. Mijn broeders en medelandgenoten, hier staan wij thans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde, om in belofte aan hem te beloven, als hij met zijn bescherming met ons zal wezen en onze vijand in onze handen zal geven,
dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar, als in verjaardag en in dankdag, zoals in Sabbat, in zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot zijn eer stichten zal, waar het hem zou behagen, en dat wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten, want de ere van zijn naam daardoor zal verheerlijkt worden, dat de roem en eer van onze overwinning aan hem zal worden gegeven. Die skare neem weer hulle sitplekke in om toegespreek te word. Afrikaner, Koolwaardes, waar gaan jy heen? Staan dan stil en draai terug na uw volk. Die uur is nou daar. Die zonnestraal uit die hemel val nou op die sarkofaag. Dit verlig nou daar die toewydingsgelofte, wat nou en vir altyd diep ingegrif en onuitwisbaar op die hart van elke Afrikaner geskrywe moet staan. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ek gaan vra vriende dat ons sal staan en dan gaan ek die gelofte vir ons voorlees in Afrikaans en daarna moet jy bly staan want dan gaan ons die slotlied saam sing. So kom ons staan vir 'n oomblik. Ons herinner mekaar net vir 'n oomblik weer aan die gelofte wat ons voorouers ook gesê het. In Afrikaans lees ek dit vir ons. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.